Is hy nou reg? Ja, dit klink beter. Baie dankie. Goeiemôre en baie welkom en baie dankie dat julle hier is op 'n lang naweek. 'n Lang naweek rus 'n mens gewoonlik, maar dit is 'n voorreg om ook juis op hierdie opstandingsdag die Here se opstanding ook so te vier deur as gemeente om saam te aanbid. En ek bid dat die erediens ook vir julle sal oprig en nuwe moed en krag gee deur die krag van die Gees en ook die woord wat ons saam hoor. Ons gaan begin deur lied 409 1 tot 3 te sing terwyl ons so sit. 'n Pragtige Paaslied, hoor jy die Paasfeesklokke. Terwyl ons so sit, kom ons sing dit saam. Ons herinner net aan die volgende sake, baie geluk aan die mense wat hierdie week verjaar. Vandag is Letty Kreer, Dinsdag is Donna Net Botha en ook Vrydag is Marjorie Viljoen en Rudolf Durant. Baie geluk aan elkeen van julle en ons bid die seën van die Here af op hierdie nuwe jaar in julle lewe. Dan dink ons aan Gert Nel en ook Dina wat volgende hier saam met ons is, wat hom al soveel jare versorg. Sterkte vir julle. Leon Jacobs wat na sy rugoperasie aansterk, Alet van Staden wat sukkel met haar oë se herstel na daardie operasie, vir Anne-Marie Tron en ook Chris en Deline Swart. Deline en Anne-Marie is nogal vriendinne en hulle sukkel albei met hulle gesondheid en ook met Chris. En dan Peri Lourens. Hy sterk aan na gewas naby sy hart verwyder is en Susan Lourens ook wat na heupoperasie herstel. Baie sterkte vir elkeen van hulle en ons bid saam vir hulle. En dan hierdie week is nou skoolvakansie, so daar's nie Bybelstudie nie en kategese is eers die 11de Mei en die vergaderings is ook na Sondag 4 Mei en 11 Mei toe geskuiwe en ek dink die kerkraad is daarvan bewus. En daar's ook geen wit olifant verkope hierdie Vrydag nie, omdat dit ook 'n skoolvakantiedag is. Dis eers weer die 30ste Mei. Gemeente, vandag is die tweede Sondag die eerste Sondag na Paasfees. So dis die tweede Sondag in die tyd tussen Paasfees en Hemelvaart. En in die kerklike kringe is min van ons bewus dat dit ook Heilige Humordag is. En ek gaan iets daarvan ook met julle deel, maar dit is belangrik dat my soms ook sê, wat het hierdie week alles gebeur? Wat het met jou gebeur?
maar wat het ook in die wêreld gebeur wat 'n invloed het op ons lewe? Ek dink in die koerante was vol hierdie week, daar's water oral, die hele Vaal rivierstelsel wat oorvloei soos lanklaas. En iemand het ook gevra hoeveel sluise het die Vaaldam? Ek weet nie of julle dit gesien het nie. Laat hulle sê in 1975 was daar 60 sluise dink ek oop. Maar toe is die Vaaldam opgegradeer en hy het nou 16 sluise waarvan daar 10 oop is. Nou dit is verskriklik baie water wat ons oral sien en ons is dankbaar dat daar genoeg water in die damme is, maar baie mense het baie skade. En hier in ons eie omgewing, hierdie magtige 6 myl spruit wat ook die Henopsword is nie net 'n spruit nie, maar was 'n rivier. Ek dink baie van julle het daarmee gesukkel hierdie week. Dis een ding, die BTW se hele stryd in die koerante en die regering, maar dan weet ons ook dat die paus dood is. En die paus was 'n merkwaardige paus wat nie baie lyks gelewe het soos die paus kan lewe nie. Hy het gekies vir 'n eenvoudige lewenstyl en hy het nogal wonderlike woorde ook gesê en ek weet nie wie van julle het hierdie woorde gelees, hulle het dit redelik wyd gepubliseer en ek deel dit graag met julle wat hy sê: rivers don't drink their own water, trees don't eat their own fruit, the sun does not shine on itself and flowers do not spread their fragrance for themselves. Living for others is a rule of nature. We are all born to help each other, no matter how difficult it is. Life is good when you are happy, but much better when others are happy because of you. En dis 'n wonderlike getuienis ook as mense blydskap het oor jou, omdat jy as verteenwoordiger van die Here ook invloed het op mense se lewens. Maar hy het self hierdie storie vertel. Miskien ken julle dit, dat die paus op besoek was na Amerika toe, en soos dit nou gebruiklik is om so 'n belangrike persoon te ontvang, was daar ontvangs en 'n baie luukse motor waarin hulle hom gaan rondry. En omdat hy nog nie so 'n motor gesien het nie, vra hy die bestuurder, hy wil dan ook bietjie bestuur en voel hoe ry hierdie motor. En bietjie teensinnig het hy toegestem en daar ry die paus en hy ry so lekker dat hy nie besef hoe vinnig hy ry nie en hulle trek hom af. En die konstabel bel daarna sy hoofkantoor toe en hy sê hier's groot moeilikheid. Ek weet nie, hierdie persoon het te vinnig gery en die baas vra, wie is die persoon? Hy sê nee, ek weet nie, hy moet baie belangrik wees want die paus is sy chauffeur. Nou so soms word die rolle omgeruil. So broers en susters, mag ons ook bly wees oor die opstanding dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Want die disippels se reaksie was nie so positief nie. Hulle het nie verstaan wat hier gebeur nie, soos ons ook dikwels nie dadelik verstaan nie. En daarom begin ek met hierdie wotum, hoe iets van daardie eerste Paasgebeure ook by die disippels posgevat het, dat hulle sê, agtertoe deure Here, kruip ons weg. Ons is bang vir U omdat ons weggehardloop het en U verloon het. Ons is bang dat die vyande ons ook sal kruisig. En U vind ons weer met U gekruisigde hande en besweer ons vrees met U vredesgroet. Mag ons opnuut daardie vrede beleef en daarom wil ek julle ook groet vanoggend met vrede vir julle van Jesus Christus die opgestane Here. Soos ons gebruik is, kom ons groet ook net mekaar. Ek dink baie van julle het al mekaar gegroet. Kom ons maak net seker almal voel welkom en is welkom. Kom ons sing twee pragtige paasliedere. Die een is Vreugde, Vreugde, vonk nommer 5 en daarna sing ons ook vonk 277. U is die lig wat in die donker skyn. Kom ons doen dit staande om hierdie twee so saam te sing.
Gemeente, ek gaan net een gebod vanoggend vir ons lees uit Eksodus 20. Vers 2 sê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. En dan in die 8ste vers, sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar op die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdelinge by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles wat daarin is gemaak, die 7de dag en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Gemeente, dit is ook deel van ons teks, dat die Sabbat 'n rusdag is. Sabbat beteken om op te hou, om te rus. En in die Bybel is dit die begrip dat dit 'n dag van aanbidding is. En ons as Christene vier nie die Sabbat op die 7de dag van die week nie, maar op die eerste dag van die week, omdat Jesus uit die eerste dag van die week het hy opgestaan op die Sondagoggend. Die eerste disippels het die Sabbat gehou en die opstandingsdag, maar hier in die 3de eeu het Sondag, amptelike Sondag, 'n rusdag geword. En gemeente, dis belangrik dat julle ook weet, ons dae werk van 12 uur die nag tot 12 uur die volgende dag, maar die Joodse kalender het anders te gewerk. Die Sabbat het begin op Vrydag aand as die son sak, as dit donker word, tot Saterdag aand as dit weer donker word. Dit was die tyd vir die Sabbat. En ek sal later weer daarna terugkom. In die Ou Testament, hierdie Eksodus 20 sê, jy moet die Sabbatdag hou, omdat jy onthou dat die Here die hemel en aarde gemaak het en dat hy gerus het op die 7de dag. As Deuteronomium die wet herhaal, dan sê hy, omdat jy uit Egipte bevry is, omdat jy onthou dat God jou bevry het, moet jy die Sabbatdag hou. En jy moet onthou dat jy 'n slaaf was in Egipte, wat 7 dae 'n week moes werk, en dat die Here jou vrygemaak het, en dat jy kan rus. En daar moet ons besef, in die Ou Testament, die Sabbat is 'n seën, dis nie 'n vloek nie. En dis die dag van die Here. Ek dink baie van ons het groot geword, ook op 'n Sondag, dat daar baie reëls is wat jy nie mag doen nie. Maar ek dink ons moet dit raak sien, wat behoort jy te doen? En ek kom later weer terug daarna, tussen die klomp wette en die vryheid om maar net enigiets te doen, dat ons werklik moet rus en hierdie dag ook gebruik om met nuwe krag ons werk te kan doen, omdat ons die Here eer en hom aanbid. En kom ons sing nou die Ons Vader, waar ons die Here aanbid, waar ons bid dat sy koninkryk kom, maar dat hy ook ons sal vergewe soos ons ander vergewe. Terwyl ons so sit, kom ons bid ook saam.
Gemeente, kom ons bely ook saam ons geloof in die 12 artikels, omdat ons juis op hierdie dag sê, ons glo in die opstanding. Ons kan dit hardop met mekaar saam sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Voor ons die woord van die Here lees uit Matteus 28, kom ons bid ook saam. Vader, Seun en Heilige Gees, baie dankie vir hierdie dag wat ons kan vier, U dag, die dag van die Here, omdat U Here Jesus op hierdie dag opgestaan het uit die dood, en uit U dood en lyding daar nuwe lewe vir die wêreld en ook vir ons as die volgelinge gekom het. Ons aanbid U daarvoor, Here, want U het gedoen wat ons nie vir onsself kon doen nie. U het ons verlos, U maak ons nuut deur die werking van die Gees. Dankie dat ons ook as 'n gemeente so saam kan wees. Dankie dat ons saam kan bly wees oor almal wat verjaar hierdie week, wat bo 70 is en onder 70 is, dat U vir hulle sal seën. Ons bid ook vir almal wat swaar kry met hulle gesondheid en wat moet versorg word deur ander mense, maar ook wat pyn en ongemak ervaar, en daarom bid ons, en ons dankie vir medikasie, ons dankie vir dokters met mediese kennis, dat U deur hulle werk, maar ons weet genesing kom van U af, en daarom bid ons dit ook vir hulle. Here, ons bid ook vir ons land in hierdie dag, waar ons ook Vryheidsdag vier, van 'n nuwe bedeling, en Here, ons weet dat U ook ons land bestuur deur Christene wat vir die regering bid, soos U ons aanmoedig in Timoteus om vir almal in leiersposisies te bid. En ons bid vir wysheid om besluite te neem ter wille van die land en nie net vir eie gewin nie, en dat dit ook die land ten beste sal wees. Here, ons bid ook vir elkeen in hulle eie werkplek en die uitdagings wat hulle daar het, en ons dankie dat U vir ons saamgeroep het as 'n gemeente. En dankie vir die woord en die krag van die woord na soveel eeue wat dit geskryf is en gehoor is, dat U Heilige Gees dit ook vir ons wil vertaal vir vandag. En daarom wil ons doelbewus oopstel, as ons stil word, om na U woord te luister, en dit ook te probeer interpreteer vir ons dag en ons eie lewe. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Matteus 28 vers 1 tot 10. En na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel af gekom en na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos die weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: "Julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. En gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien."
Dis wat ek vir julle moes sê. Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan, want daar sal hulle my sien. Tot sover, broers en susters. Gemeente, ek het reeds vroeër gesê, hierdie week het ons oral net water gesien. En ek weet nie wie van julle was vasgekeer hierdie week, want ek dink, Dina, as mens daar na jou toe ry, hierdie spruitjie, ek kon nie daar deur die spruit kom hierdie week met al die reën, want hy stoot so op. Ek weet van mense wat ompaaie moes ry om by hulle werk uit te kom, want ons is nie hierdie reën, hierdie tyd van die jaar gewoond nie, maar dit is 'n buitengewone jaar. Maar broers en susters, ek dink baie van ons onthou nog die Laingsburg vloedramp. Omdat dit so droog is in die Karoo en so uitsonderlik dat dit so baie reën daar, was dit ook vreemd dat daar 'n vloedramp is. En daar's baie stories daaroor, maar daar's een bekende storie van oom Piet wat in die Laingsburg vloedramp gered is. Hy het baie verwoesting om hom gesien en hy is op 'n wonderbaarlike wyse in die vloed gered. En die gevolg daarvan was dat hy oral waar hy gekom het, het hy vir mense net bymekaar geroep en gesê, ek wil net vir julle vertel hoe die Here my gered het uit hierdie watervloed uit. En naderhand het almal die storie geken, so as hy op 'n nuwe plek kom, toe hy na die aftreeoord toe gaan of die ouete huis, het hy vir die bestuurder gevra, kan jy nie net die mense bymekaar kry, ek wil vertel van die vloedramp en hoe die Here my gered het. En oom Piet is toe ook oorlede, en toe hy by Petrus aankom, en hy verwelkom daar word, toe vra hy vir Petrus, Petrus, ek wil net vir die Here dankie sê dat ek uit hierdie vloedramp gered is. Kan jy die mense bietjie bymekaar kry? Ek wil graag daarvan getuig. En Petrus het so bietjie sy kop gekrap en vir hom gesê, wel, dit is seker moontlik, maar ek wil net vir jou sê, Noag sal ook in die gehoor sit. Nou broers en susters, baie keer as ons iets meer deurmaak, dan wil jy ook sê, ek het 'n soortgelyke ding deurgemaak, en soms is my deurmaak groter as joune, en dit bring 'n mens 'n bietjie by 'n perspektief. Maar ons tema vandag is die Here se terapie vir trauma vir sy disippels. Nou trauma is 'n woord wat die Bybel nie ken nie, dit staan nie in die Bybel nie. Dis later ontwikkel. Maar die definisie van trauma is dat dit 'n diep ontwrigtende ervaring is wat jou identiteit, wie jy is, jou gedrag en jou manier van lewe op 'n diepgaande wyse beïnvloed. Dit is 'n ontwrigtende ervaring wat vra wie is jy en wie is jy na die tyd, en ook jou manier van lewe diepgaande beïnvloed. En soms is die trauma almal se trauma, soos die water ons almal beïnvloed het. Maar as ons net so 'n bietjie terugdink aan die COVID-pandemie wat ons almal ingeperk is, wat baie van ons kan sê, ek was diep geraak daardeur, ek het 'n geliefde aan die dood afgestaan, my eie broer is in daai tyd oorlede en baie van julle het 'n soortgelyke ervaring gehad. Dan verstaan jy as ons saam 'n traumatiese belewenis het soos die mense in Oekraïne, in Israel en Gaza, dat jy almal dieselfde trauma ervaar. Dat dit elkeen op 'n manier raak. Maar soms het ons 'n individuele trauma wat lewensbedreigend is, soos 'n ernstige motorongeluk, 'n gewapende roof of dat jy kankerbehandeling moet kry. En soms lyk hierdie trauma nie baie ernstig nie. Jy trek mos maar net, of jy tree af, of daar's 'n egskeiding en
Jy moet op 'n nuwe plek gaan bly en die verhouding tussen jou ouers is nie meer dieselfde nie. En dat dit jou lewe ook radikaal beïnvloed. Dit laat littekens op jou gemoed, jou menswees. Maar ek dink een van die grootste traumas wat ons almal mee te doen het, is die dood van 'n geliefde. Soms is dit die natuurlike manier eers oupa en ouma te groet omdat hulle die oudste is en dan jou ouers as jy op ons ouderdom is. Maar soms word jy geruk deur die dood van 'n kind wat voor jou te sterwe kom. En broers en susters, in sulke situasies is dit soos hierdie oom Piet van Lensburg, dat jy wil sê, maar my trauma is groter as jou trauma. En ons kan dit nie vergelyk nie. Jou grootste trauma is groot vir jou. Dit het jou lewe beïnvloed en verander. En daarom, as jy aan jou eie lewe dink, watter trauma het jou lewe geraak? Jy sê, my lewe was nooit daarna dieselfde as daarvoor nie. Is daar een enkele trauma wat plaasgevind het? Of is daar 'n klomp? En ons dink nie altyd aan Jesus se lydensweg as die grootste trauma van geloof in die wêreldgeskiedenis nie. Jesus se lydensweg wat ons jaar na jaar saam met hom loop deur Getsemane, die laaste nagmaal, die kruisiging. Al die kenmerke van trauma is daar. As Jesus aan die kruis hang en hulle sê vir hom, as jy die seun van God is, wie is jy? Red jouself en red ook sommer vir ons. Jesus se worsteling, as hy sê, my God, waarom het U my verlaat? As die disippels, Petrus sê, ek ken nie daai man nie, ek is nie een van sy disippels nie, en dat hulle weghardloop, en Jesus, wat self daai trauma deurgaan. En broers en susters, die trauma vir die disippels is op 'n verstaanbare menslike vlak, ook ons trauma. Want trauma vra vir jou, hoe lyk môre? Ek weet nie. Dis nie soos gister nie. Ek kan nie maar net aangaan met die lewe in my gewone roetine nie. En ek dink een van die belangrikste emosies daar is, ons sê dit nie duidelik nie, maar ons is bang, ons is bevrees, want jy weet nie, en onsekerheid kweek dit in jou lewe. Maar Jesus se opstanding het hierdie wêreld van die disippels op 'n ongelooflike wyse geraak. Hierdie onsekerheid, hierdie vrees, nie weet nie, dat Jesus deur sy verskynings en deur sy woorde hierdie getraumatiseerde disippels bemoedig het en versterk het. En Jesus het nie 'n towerstafie wat hy sê alles is reg nie. Maar dat die disippels mettertyd besef het, hierdie trauma het inderdaad hulle lewens radikaal verander. Maar nie negatief nie, maar positief. Dat hulle van disippels apostels geword het, wat self nou die Jesus se woorde oordra en lewe gee en mense se lewens aanraak. En daarom is dit belangrik as ons aan die trauma van Jesus se lydensweg, Goeie Vrydag, Paasondag dink, wat die Here alles daardeur gedoen het en bereik het. En daarom die Here se traumaterapie, wat het hy gedoen wat die disippels gehelp het om te herstel na hierdie skok wat hulle beleef het. En die eerste is hierdie woorde wat ons gelees het, julle moenie bang wees nie. Die engel van die Here sê dit vir die vroue, en as Jesus aan hulle verskyn, dan sê hy ook vir hulle, moenie bang wees nie.
En iemand het dit getel om te sê daar is 365 keer in die Bybel waar dit staan moenie bang wees nie. Een vir elke dag. Maar ons moet veral sien in hierdie teks wat ons gelees het, wat is die uitwerking van hierdie vrees, hierdie bang wees. Die een is dat ons lees dat die soldate wat die sterkste simbool was van mannekrag daai tyd, was verlam, versteen. En dat ons weet, vrees kan jou so lam maak dat jy niks doen nie, en partykeer is dit goed, dat jy nie net weghardloop as jy 'n leeu sien nie, dat dit 'n verkeerde reaksie is, maar hierdie vrees is nie net bang wees nie. Die Bybel praat van 'n ander vrees in die Ou Testament, die Bybel waarmee ons groot geword het, ons geslag sê, die wysheid begin met die dien van die Here, met die vrees van die Here, jy moet die Here vrees. Die nuwe vertaling sê jy moet die Here dien. En dis nie 'n bang wees vir God nie. Want 1 Johannes 4 sê 'n vrees wat bang is vir die Here is omdat jy bang is hy gaan jou straf. Maar ons sondes is vergewe. Hierdie vrees vir die Here is 'n ontzag hoe die Here werk. Ons verstaan dat hy totaal anders te werk as wat ons as mens vir hom sal uitdink, so moet jy optree. En dis 'n vrees wat jou energeer, wat jou nie lam maak nie. En daarom in vers 8 staan daar, die vroue was bang maar baie bly. En hulle het gehardloop om vir die disippels hierdie boodskap te vertel. Die Here het opgestaan, hy lewe. En as ons Petrus wat die Here verloon het, later voor die Sanhedrin kry, en hulle sê, maar Petrus, weet jy nie, ons kan jou doodmaak nie, sê hy, julle moet maar besluit daaroor. Maar ek is die Here gehoorsaam, ek vrees die Here. En dat hy nie bang was nie. En dit is net die Here wat dit in ons lewens kan bewerk, om hierdie bangheid en onsekerheid van ons na 'n geliefde sterf, na ons deur 'n trauma gaan, en nie weet nie, te weet dat die Here met ons besig is. En Jesus se opstanding is 'n historiese gebeurtenis wat ons verlede Sondag herdenk het. Maar dit is ook 'n radikale gebeurtenis wat elkeen van ons se lewens ook verander het. En daarom, ons is almal hier omdat ons vanoggend uit die bed uit opgestaan het. En miskien die woordspelling dat ons elke dag tot 'n nuwe dag opstaan uit die dood van die slaap, waar ons nie weet nie, omdat die Here ons uitnooi tot 'n nuwe lewe, omdat die opstanding dit vir ons moontlik maak. En daarom, die tweede ding wat ek wil uitwys, wat ek nog nooit in hierdie gedeelte raak gesien het, voorheen nie, is daar die eerste vers staan daar, na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Na die Sabbatdag. Dis hoekom ek net nou vir julle gesê die Joodse tydsindeling. Ons weet Goeie Vrydag, Swart Vrydag is Jesus gekruisig. Maar die Joodse gebruik was dat jy nie op die Sabbatdag mag werk nie en jy mag nie 'n liggaam aan die kruis bly. 'n Persoon moet voor die son ondergaan begrawe word. En daarom is Jesus Vrydag in die graf geplaas. En mens dink, as ons praat, Jesus was 3 dae in die graf, dan is dit soms 'n verrassing vir jou as jy besef, maar Jesus was nie 3 maal 24 uur in die graf, soos ons tydsberekening is nie. Maar hy's Vrydag begrawe, en die Jode tel dit as 'n dag 1. Hy was die Sabbat in die graf, en die Sondagoggend het Jesus opgestaan. Wanneer dit was, weet ons nie, maar daarom die 3 dae in die graf. En dit is hoekom ons ook Sondag as die opstandingsdag vier. Maar hoekom? Hoekom het die vroue nie op die Sabbat
Jesus se liggaam gaan balsam nie. En broers en susters, dis deel van die ontzag vir die Here en sy voorskrifte. Daar's baie voorskrifte wat jy nie op die Sabbat mag doen nie. Julle weet, hulle het gesê jy mag nie kos maak nie. Die Jode in die woestyn moes op die dag voor die Sabbat 2 porsies manna optel, dat hulle nie dit op die Sabbat hoef te doen nie, en daai manna het nie sleg geword nie, en toe hulle op 'n ander dag meer wou insamel, het dit sleg geword. Dat die Here sê, daar sekere goed, jy moenie werk nie, jy of jou vrou of enige iemand in jou diens nie. Maar later het dit al hoe meer wetties geword, en dat Jesus dit ook self aangespreek het deur mense gesond te maak. Maar sien net raak dat ons het 'n uitdrukking wat vandag nog gebruik word as jy noodsaaklike werk op 'n ongewone tyd moet doen. Die kalf is in die put. Dit was een uitsondering dat die Jode toegelaat het as jou kalf van die put val, dat jy hom red op 'n Sabbat, want anders te verdrink hy. En dit het die uitdrukking geword dat jy iets dringend identifiseer en sê ek moet dit nou doen ten spyte daarvan. En dink vir jouself, broers en susters, sou dit nie die diepste begeerte van hierdie vroue wees om Jesus se liggaam te behandel? En hoe vinniger jy dit doen, hoe beter. Maar hulle ontzag vir die Here en die ontzag vir die Sabbat het hulle gedwing om te wag tot die Sondagoggend. Kan jy jouself indink in daai situasie? Maar in hierdie tyd, broers en susters, het die skrif waar geword dat Jesus op die 3de dag opstaan, want in hulle glo van daardie dag het hulle jou 3 dae kans gegee. As jy na 3 dae nog nie opstaan nie, is jy werklik dood. Dat Jesus werklik gesterf het, dat hy begrawe is, maar dat hy ook opgestaan het. En dit beteken, broers en susters, in my en jou trauma, wil jy dikwels dadelik inspring en dinge doen. Nou daar is sekere goed wat jy moet doen. Maar soms as jy nie weet nie, moet jy wag. En ek dink dis die moeilikste wag in jou lewe. Want hulle het gewonder, as ons by die graf kom, hoe gaan die klip weggerol wees? Hoe kom ons in die graf in? En toe hulle daar kom, het die Here op 'n wonderlike wyse nie net die Here opgewek nie, maar die klip is weggerol. Dat wanneer ons toelaat dat die Here in ons werk, deur ons beskikbaar te stel, deur die Sondag te vier, gebeur daar iets wat ons nie kan verklaar nie. En daarom die Sondag, broers en susters, ons kan nou baie sê wat ons vroeër as kind geleer het, dat jy nie mag swem op 'n Sondag nie. As jy by die see is, kan jy tot by jou knie in die water gaan, want dis nie swem nie. En dat ons die Sondag en die Sabbat so verwar het, dat ons nie besef wat wil die Here deur die Sondag ook in ons lewe bewerk nie. Ons moet dit vier. En enerzijds moet ons rus van ons gewone werk. Rus en jy moet die dag heilig, en dit beteken nie jy moet die hele dag met jou kerkklere rondloop nie. Dit beteken net jy moenie dit net 'n gewone dag van die week werk sien en net nog jou werk doen nie. Dat Sondag die opvangdag word nie. Maar dat jy rus. Rus is nie net slaap soos ons ouers ons dikwels gesê het nie. Rus, die Engelse woord recreation, broers en susters, sê iets daarvan. Jy moet so rus dat jy reg is vir Maandag om te werk en te lewe. En soms is dit dat jy oefen, dat jy iets doen wat jou liggaamlik laat ontspan, dat jy rus. Maar elkeen van ons het dit anderste. Maar wat doen jy om met nuwe krag op te staan? Deel van daai rus is om ook te aanbid. Om toe te laat dat die Here deur sy woord, deur gesprek met ander gelowiges jou weer nuwe moed gee, dat jy reg is vir die dag. En daarom, broers en susters, die trauma van die lewe laat 'n mens soms uitgebrand. En dis ook 'n term wat die Bybel nie ken nie. Omdat jy 7 dae 'n week werk,
omdat jy nooit afskakel nie. Omdat jy nie die Here vertrou dat daar rus in jou lewe moet wees nie. En daarom op die Sondag besef ons weer die Here, die vrees vir die Here, die dien van die Here, die gehoorsaamheid aan die Here, dat hy op wonderlike wyse in jou werk, maar dat jy jouself moet oopstel daarvoor, dat jy moet afskakel, dat jou ore oop is. En daar's 'n lied wat ons met Kersfees sing, as Jesus se geboorte aangekondig word, dan staan daar, as ek die wonder wil deurgrond, verstar my denke en swyg my mond, ek sien alleen die wonder aan en bly aanbiddend daarvoor staan. En dit is deel van die wonder van God se herstellende liefde in ons lewe. As ons onsself oopstel en luister en sy gebooie onderhou. Maar dan ook is die vraag, wat ons dikwels vra, is God in trauma by ons? Ons kan nooit Jesus se kruisiging en die trauma daarvan losmaak van ons eie trauma nie. Want Jesus se kruisiging is nie net 'n stukkie geskiedenis nie, maar dat Jesus juist tussen hierdie Paasondag, die 40 dae tot by Hemelvaart en die 50 dae tot by Pinkster, dat hy op 'n nuwe manier vir die disippels wil leer om sonder hom fisies by hulle te lewe, maar te besef hy's by hulle. Deur sy verskynings het hy gesê ek lewe. Maar 'n deel van hulle verwarring was, Jesus was altyd daar, Here, wat nou? U is by ons eet saam met jou, ons rus saam met jou. Maar nou is jy weg. En ek dink dis seker een van die groot dinge van die dood, dat iemand nie meer fisies by jou is nie. Maar miskien kan ons dit onthou, dat vers 9 staan daar, skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Dat net verder in Matteus 28 en daai baie bekende vers, ons sien dit dikwels nie raak nie, vers 20, as die Here sê, aan my is alle mag gegee in hemel en op aarde, gaan dan na al die nasies toe, en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het, en dan hierdie woorde, en onthou, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Ek is by julle. En is dit nie wat ons dikwels vergeet in ons eie trauma nie? Waar is God? Hoekom gebeur dit met my? Maar dat die Here by ons is. En een van die gedeeltes wat vir my in hierdie tyd 'n wonderlike gedeelte is, Lukas 24 met die Emmausgangers. Daardie twee disippels, Kleopas en sy metgesel wat stap, te neergedruk weg van Jerusalem af. En dan kom daar 'n vreemdeling, saam met hulle stap. En hierdie vreemdeling vra, hoekom is julle so te neergedruk? Wat gebeur? En broers en susters, in trauma is dit nogal belangrik om vir iemand te sê, wat het gebeur? Hoe ervaar jy dit? Want jou trauma is jou grootste trauma. En dan vertel hulle, maar hierdie profeet, Jesus, is gekruisig. En ons het so gehoop dat hy ons sou verlos van hierdie Romeine. En dan begin Jesus met hulle praat. En dan staan daar, hy het begin by Moses en die profete. En dan sê hy hierdie versie, moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan. Gemeente trauma, lyding, is een van daardie dinge wat ons dink is die verste van God af. Maar dat Jesus se eie lyding aan die kruis vir ons sê, Jesus is by ons. Ons sien hom nie altyd, maar hy is op 'n besondere wyse by ons. En dan as Jesus saam met hulle eet en sigbaar word, dan hardloop hulle terug, nie meer moedeloos na Jerusalem toe, omdat hulle 'n boodskap het vir die ander disippels. En dan sê hulle vir mekaar, het ons harte nie warm geword toe hy die skrif vir ons uitgelê het en ons dit verstaan het. En broers en susters, die Here beloof, ek is by jou.
Ek is met julle deur sy woord en deur sy gees wat in ons lewe bly. Ek dink baie van ons het die boek gelees van Scott Peck van A Road Less Travelled. En hy het 'n opvolgboek daar geskrywe, Further Along the Road Less Travelled. En dan praat hy van Sutton se wet. Sutton was ook 'n sielkundige. Want iemand het gevra, hoekom vra 'n sielkundige of 'n terapeut dikwels vir jou uit oor jou trauma? Toe sê hy, Sutton se wet sê, want dis waar die verandering kom. In die trauma kan daar herstel kom of daar kan verwydering kom. En ek weet nie altyd hoe dit werk nie, maar van ek kan onthou het hierdie aanhaling van Ernest Hemingway my bygebly wat sê, the world breaks everyone, and afterward some are strong at the broken places. Weet as jy jou arm breek, is hy daar sterker as hy aangroei. Maar soms groei jou arm nie aan nie. Soms is daar mense wat gebreek word deur die trauma. Die misterie daarvan. Ander word deur die trauma so gevorm dat hulle besondere mense raak. En daai misterie verstaan ek nie, en miskien in jou en my lewe kan ons terugkyk en sê, die Here het my opgetel, dis hoekom ek vanoggend hierso is. Daarom die woorde van die Emmausgangers het ons harte nie brandend geword. Toe ons besef God is hier by ons, maar dat God ook leiding gebruik om ons te verander, soos Christus deur die graf gegaan het. En soos ons in die geloofsbelijdenis gesê het, hy het ter helle neergedaal. Maar dan moet ons besef, broers en susters, ekskuus tog, ek het nou die ander 6 dae van die week is meeste van ons by ons werkplek. Ons word dikwels uitgeken aan die kleredrag wat ons dra. As jy 'n uniform dra in die weermag of die polisie, dan weet jy dadelik jy is in daardie diens. As jy vir 'n groot korporasie werk, dan dra jy hulle logo op jou klere. En gemeente by die maatskappy het sekere kodes hoe jy optree teenoor kliënte en mense. En ons moet besef dat ek dink ek praat nou baie oor ons geslag wat in die weermag en die polisie was, omdat jy verplig was daar. Jy kan sommer dadelik sien as iemand daar was, van sy haarstyl en die manier hoe hy loop, want dit is in jou ingedrul. Julle sal verstaan. Maar broers en susters, veral as jy uniform gedra het, was sekere taalgebruik toelaatbaar in jou werkplek. Maar as ek dit nou vandag in die kerk gebruik het, sou julle nou gesê het, dit is vreemd. Maar broers en susters, as jy dit heeldag hoor, dan beïnvloed dit jou. En ek sal nooit vergeet nie, 'n vriend van my wat sê, hy het daar op 'n myndorpie groot geword, dat hy Sondag in die kerk, onder die ouderlinge nog met die swart pak in die wit das gesit het, maar as hy hulle Maandag in die myn hoor, dan sal jy nie sê, dis die ouderling nie. En broers en susters, ons moet besef, dit gebeur, as ons na die televisie luister en die taalgebruik daar, en hoe die Here se naam telkens gebruik word in allerhande ander woorde, dan beïnvloed dit jou, dat jy amper ook sê, dis normaal om so te praat. Wat 'n invloed het jou werkplek op jou? Op jou manier van lewe, op jou manier van praat. Die dwing van 'n maatskappy dat jy 24/7 beskikbaar moet wees. Dat 'n mens soms wonder, is jy nie terug in Egipte en werk jy nie as 'n slaaf nie? En ek weet nie, soms is dit die maatskappy of is dit jouself wat jy so dryf nie. Maar omdat jy in die Here se werkplek was op 'n Sondag, omdat jy toegelaat het dat die Here ook jou swaar in die werkplek te vernuwe en jou nuwe krag te gee deur saam met die gemeente te aanbid,
Kan jou werkplek ook 'n getuienisplek wees? Dat jy daar ook 'n getuie kan wees om te sê, ek praat nie soos die maatskappy my toelaat om te praat nie, ek praat as 'n gelowige. Ek werk soos 'n gelowige. Daai mooi versie in Efesiërs 6 vers 7. Alles julle slawe, doen jou werk met lus soos vir die Here. En is dit nie 'n wonderlike getuienis om te sê deur die trauma van 'n werkplek met 'n baas wat hard op my is en my menswees aantas, kan ek 'n getuienis wees om te sê ek is anderste. Ons kan dit slegs doen as ons in die werkplek van God toegerus word en versterk word. As ons onsself oopstel op 'n Sondag om toe te laat dat die Here in ons werk. En daarom, liewe gemeente, ek hoop dat jy vandag kan terugkyk op die trauma van Jesus se kruisiging en die nuwe lewe wat deur sy opstanding bewerk word, die pragtige blomme, getuienis daarvan van opstanding. Dat jy kan terugkyk op jou eie traumatiese gebeure in jou lewe, of dit groot is of klein, maar hoe die Here jou ook daar laat opstaan het tot 'n nuwe lewe, dat jy weer moed gekry het, dat jy kan aangaan, dat jy daarvan kan getuig waar jy kans kry. En soms gebeur dit deur jou gewone stilte tyd, dat jy daar 'n woord kry, dat jy iets oor die radio of die televisie hoor wat vir jou moed gee, of 'n erediens wat jy sê, maar daar's ek aangeraak. Soms is dit op maniere wat jy glad nie verwag het nie, soos die klip wat weggerol is, of die manna uit die hemel, dat die Here vir jou voorsien sonder dat jy dit kon sien. Soms is dit deur die vroue, medegelowiges wat vir jou boodskap sê, gaan daarheen want die Here gaan jou daar ontmoet. En daarom nooi ek jou uit ons eie trauma wat ons beleef het, om saam te bely, ek glo in die opstanding, omdat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Amen. Gemeente, ek wil nou graag die pelgrimsgebed saam met julle bid. Julle kan dit oop kyk, maar dit is my so pragtige gebed wat iets hiervan weerspieël, hoe die Here ons ken, hoe hy ook ons vrese en ons hoop ken. En kom ek bid dit vir ons saam. Vader God, U ken my naam, my binnegoed en buite staan, my groot praat en my klein verdriet, my vashou aan alles wat verskiet. U ken my vrese en my hoop, die pad wat ek so kaalvoet loop, die pad het U al lank al berei, U maak die pad gelyk vir my. Alle pelgrims keer weer huis toe, elke swerwer kom weer tuis, ek verdwaal steeds op die groot pad, soekend na U boardinghuis. Moeder God, U ken my waan, my ego en my regop staan, die drake waarteen ek bly veg, U wys my altyd weer die weg. U het my met lig geseën, en die lig strooi ek op ieder een, net U weet hoe my toekoms lyk, ek het niks, U maak my ryk, U laat my weer opstaan. Amen. Gemeente, kom ons sê dankie vir die Here met ons offergawes, en daarna sluit ons af met die oorwinningslied.
Baie dankie daarvoor. Kom ons sluit af met hierdie oorwinningslied. Die Here het uit die graf opgestaan en dat ons saam met hom lewe. Gemeente, loop verder op jou lewenspad, jou pelgrimspad. Onthou hierdie ontmoeting met die opgestane Here wat jou getroos en versterk het en gaan met die bedoeling om Jesus getrou te volg en sy liefde sigbaar te maak aan almal wat jy langs die pad raakloop en vir al hulle wat treur en swaar kry. Gaan met die belofte dat die genade van ons Here Jesus Christus vir jou genoeg sal wees om dit ook verder te kan uitdeel. Gaan opgewonde, omdat Jesus se Vader ook jou Vader geword het. En gaan met troos, omdat die Heilige Gees ook die trooster genoem word. Amen. Da 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 da.